Vandag is dit Moedersdag. Een van daardie spesiale dae waar mense 'n bietjie tyd neem om stil te raak en 'n bietjie te reflekteer en te dink oor wie jy is en waar jy vandaan kom en wat iemand so spesiaal soos jou ma vir jou beteken. Ek het vandag die voorreg om met my ma, Marita Strauss, te gesels oor moederskap. Mamma, dankie dat mamma ingestem het om bietjie saam met my te kuier vandag en sommer 'n bietjie iets van ma se moederhart met ons en met die kykers te deel. Ek dink mense het so baie vrae wat jy eintlik vir jou ma wil vra en waaroor jy wonder. En as 'n mens self nou al ouer is, dan gaan jy baie keer deur dieselfde goed as waardeur jou ouers gegaan het en dan verstaan jy hulle uiteindelik hopelik 'n bietjie beter of jy ten minste net meer begrip vir hulle optrede en hulle omstandighede en so aan. Daar's mos maar fases in mense lewe en baie keer of in die eerste fase van 'n mens se getroude lewe dan is jy alleen en is net jy en jou man en 'n mens doen dinge anderster en dan kom maar kinders. So hoe het kinders of dan moederskap mamma se lewe verander? Ja, dit verander mos maar jou lewe eintlik maar in totaliteit. Want jou tyd en jy moet eintlik amper jou lewe weer herorganiseer om die kindertjies mos nou maar in te pas en alles, maar dit was vir my 'n ongelooflike voorreg en 'n mens het so groot dankbaarheid dat jy ook goed genoeg was om 'n ma te kan wees. Okay, maar ek wil nou vir ma vra, waar leer 'n mens om 'n ma te wees? Want dit is nie so maklike ding nie. Ek dink deesdae as 'n jong mense is mos baie keer baie eie wys in 'n sekere sin, want ons het al die boeke en al die video's en ons weet alles en oumas en die oupas moet tog net nie vir ons iets probeer sê nie, want ons weet alles, maar waar leer 'n mens om 'n moeder te wees? Ja, dit is juist die ding. Ek dink dis maar 'n natuurlike instink wat kom van God af, om 'n ma te kan wees. Maar anders is daar mos nie handboeke nie. 'n Mens kry nie opleiding nie. Ouma Nicolari het gesê, dis nie elke voel se werk om 'n kind groot te maak nie, maar nou het elke voel 'n kind. En as dit by kind groot maak kom, dan is ons maar almal nie altyd opgewasse daarvoor nie, want jy het nie die kennis nie en jy voel baie keer jy skiet, want jy gaan dalk maar tekort skiet. Maar ja, met die hulp van die Here en baie wysheid en insig kry jy mense tog reg. Op watter stadium in ma se lewe het ma gedink nou het maar nie wysheid nie? Soos wat my kinders groter geword het, hier so na 3 en 4 jaar toe, want jy moes aan mekaar maar konsekwent bly en raas oor dieselfde goed. As hy vandag op die tafel geklim het en hy mag nie daar staan nie, moet hy môre maar weer praat en oormôre weer. En en soos julle maar groter geword het, veral hier na die hoërskool toe, het ek eintlik meer wysheid nodig gehad om te weet om reg op te tree en sodat julle miskien die regte keuses kon maak. Okay, maar dit is seker ook nou anderster in elke huishouding, want in baie huise is daar nou seuns en dogters, maar ons is 5 seuns. Hoe dink ma dit ma se aanslag as 'n moeder beïnvloed? Ek dink ma's het 'n ander gevoel teenoor seuns as teenoor dogters. Ek het tog dink ek meer 'n sagtheid gehad teenoor julle. Omdat pa's is maar hard in 'n sekere opsig, want hulle wil die beste in die seuns uitbring. Maar vir my het dit daai sagtheid en daai deernis vir die seuns tog teweeggebring. 5 seuns kon seker nie vir ma maklik gewees het nie. Ek weet, een ding wat ek altyd onthou is, as ons mense ontmoet en hulle hoor ma en pa het 5 seuns, dan sal hulle
veral vir my sê, maar ek het dit al gehoor dat hulle dit vir Maak sê, maar dat hulle iets sal sê soos, maar as 'n pad hemel toe is seker geteer om met maar 5 seuns het. Nou weet ek nie hoekom hulle dit sê nie, sê hulle dit omdat hulle dink dis moeilik om 5 seuns groot te maak. Ons moes seker maar vir maar 'n bietjie uitgedaag het baie keer. Was dit soms moeilik geweest? Nee, daar was uitdagings. Daar was dit tyd daar rof gegaan en net die manier oor hoe julle gespeel het met mekaar en alles. Ek het baie dae gesê ek raak moeg net om na julle te kyk want dit was vir my erg. Maar ons was seker nie stout geweest nie. Ja, julle was nie lelik stout nie, maar julle was ondeend. Julle het kanse gevat en ek onthou julle het eendag in die gronddam gaan swem of gaan klei laat gooi. En waar pa, ek was nie by die huis nie en wat pa van julle gesê het, julle mag nie gegaan het nie. Omdat daar nie iemand saam was, maar julle was toe nog heel wat klein. En ja, wat julle toe nou maar die gevolge moes dra daarvan. So julle het baie die hele plaas vol gespeel en geloop en ek onthou die een dag het Dani vir Frederik hulle het slingervel gegooi. En toe Dani vir Frederik met 'n klip net hier gegooi wat hy omtrent uit was. En dit was omtrent 'n storie gewees. So ja, daar was baie uitdagings. Ek dink 'n seun is makliker in die sin dat hulle nie so baie variasies het soos 'n dogter nie. Eintlik het 'n seun vir my maklik groot gemaak. Ek sou graag dalk ook 'n dogter wou hê, want ek dink is maar 'n natuurlike reaksie. Maar ek's baie dankbaar vir die 5 seuns. Ek sal julle nooit verruil vir 'n dogter nie. En as ek nou maar vandag na die kleindogtertjies en so kyk hoe hulle, dan weet ek, die Here weet maar altyd die beste. Ek is 'n beter seun maar as 'n dogtertjie maar. Alhoewel die kleindogtertjies nou vir my baie, baie lekker is. Wat was vir ma die heel moeilikste gewees van kinders grootmaak? Behalwe nou die goed soos wysheid en sulke goed en dat 'n mens nie altyd weet wat om te antwoord of te sê nie. Wat was regtig net van die goed wat emosioneel sê nou maar vir ma die meeste druk op ma gesit het of so? Emosionele uitdagings was vir my gewees wanneer julle seer gekry het of teleurstellings moes verwerk het, veral maar baie keer soos in sport maar as jong mense ook waar julle 'n teleurstelling moes verwerk het, miskien van 'n meisie of wat. Maar partykeer was julle maar net bly ons is ontslaaf. Partykeer was ons maar net bly julle is ontslaaf van hulle. Maar dit was nogal vir my moeilik, daai teleurstelling, om dan die veral by die sportgedeelte. Julle was die meeste van julle was baie goed in sport, maar Dani, toe hy nog klein was, dan nie so vinnig so goed gedoen soos julle ander nie. En dan was dit altyd vir my baie, baie groot teleurstelling en dit was my moeilik. Dit was my moeilik om dit op die regte manier te hanteer. My een ouma het altyd gesê, 'n ouer kry eers seer as jou kind die dag seer kry. Want dis 'n magtelose seer. Jy weet nie altyd hoe moet jy dit hanteer en hoe moet jy dit beter maak nie. So ja, dit was nogal partykeer vir my moeilik en selfs met kleiner kindertjies ook wat baie keer vir jou in 'n sekere sin 'n moeilike vraag gevra het, veral ook oor die Bybel, oor hoekom dit en hoekom dat. So dit was nou nie altyd emosioneel nie, maar dit was ook nogal vir my moeilik om dan te weet om op daai ouderdom vir hulle die regte antwoord te kan gee. Maar het julle ooit ons foute en ons tekortkominge probeer regverdig? Ek kan nie eintlik so iets onthou nie. Ek onthou net altyd paat die dag toe ek skool toe gegaan het en miskien kan maar 'n bietjie vertel hoe was dit om ons koshuis toe te stuur in graad 1, want ons is van graad 1 af koshuis toe, maar ek onthou voordat ons nog gegaan het, ons het so in die sonkamer gesit en ons was besig om my
tas te pak en ma het nou vir my gewys hoe moet die tas nou ingepak word en alles. En toe het pa gesê ek moet net onthou as 'n onderwyser vir hom bel en sê ek het iets verkeerd gedoen, dan kry ek eers weer pakslae voordat hy vir my vra wat het gebeur. So, hoe het julle gemaak as ons iets verkeerd gedoen het? Sou julle vir ons probeer troos en sê dit is eintlik nie so erg nie, of julle was dalk nie so verkeerd gewees nie, of hoe sou julle dit hanteer het? Nee, dit was nou nogal een ding, ons het nooit altyd sommer net julle kant gevat nie. Ons het maar eers die storie mooi probeer uitluister. En 'n mens ken mos ook later jou kinders. Jy weet ook wanneer 'n kind nou regtig kanse vat of wat. En dan sal ons nou maar raad gee rondom dit. En jy weet, en as jy voel, as ons gevoel het ons moet ook maar met julle daaroor praat, dan het ons gepraat daaroor. Of as dit regtig 'n ernstige ding was wat pa dalk gevoel het nie, hy gaan ook vir julle 'n pak slaag gee daaroor. Maar hy het tog agterna ook, as dit nou regtig iets was, vir die onderwyser gevra, jy weet wat het gebeur. Maar ons het altyd probeer om nie net julle kant te vat nie. Want ek dink dit is 'n baie ongesonde ding. Want dit leer nooit jou kind verantwoordelikheid nie. En om self verantwoordelikheid te aanvaar vir dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Nou, elke kind is maar uniek. En 'n mens kan nie altyd al jou kinders seker op dieselfde manier hanteer nie. Het maar 'n resep gehad wat maar gevoel het vir al 5 werk? Ja, ek dink ons het maar jou basiese beginsels gehad waarvan jy groot gemaak het. Wat is die belangrikste goed vir ma gewees? Die belangrikste was vir my dat 'n kind gehoorsaam moes wees en dat daar dissipline moes wees. Alright, dis nou maar met jou kleiner kinders, maar soos wat hulle dan nou groter geword het, was gehoorsaamheid tog ook dan nou eintlik deel van dit. Ek het wel later besef dat 'n mens kan nie jou kinders in boksies insit nie. Hulle kan nie almal in een boks inpas nie. Jy is oor daai dat elkeen net sy eie persoonlikheid. En ek dink dit is vandag so 'n wonderlike ding dat mense hierdie persoonlikheidsaanleg en toetse kan doen en dat jy dan weet om jou kind op die regte manier te kan hanteer. Ek sê nie jy moet verkeerde goed toelaat of wat nie, maar dit help om te weet, alright, hierdie een kan jy maar 'n pak slaag gee, dit sal help. Die ander een gaan 'n pak slaag nie voorhelp nie. Maar mens het nie altyd 'n persoonlikheidstoets nodig daarvoor nie. Ja. Jy weet dit seker naderhand met jou kinders. Jy weet dit laterhand met jou kinders, maar ja, daar is tog sekere goed wat 'n mens dalk beter kon hanteer het. Ek weet Pieter, ons jongste ene, Pieter wou nooit in 'n boksie wees nie. Hy wou sy eie mens wees. Dit het 'n mens dalk maar eers besef toe hy nou, jy weet, al groter is. Maar hy was ook 'n kind gewees wat, jy weet, maklik kleiner tyd op sy eie gespeel het. As jy vir hom iets gesê het, het hy onmiddellik geluister. Hy het regtig die minimum slaag nodig gehad. Nou, ons het in 'n tyd groot geword. Ek dink 'n geslag voor ons, soos Male, het waarskynlik nog moeiliker groot geword, maar dit was ook maar nie 'n maklike tyd waarin ons groot geword het nie. Het was ekonomies ook maar uitdagende tye gewees. Maar vandag is dit in 'n sekere sin makliker, want dit voel vir my alles is net so beskikbaar vir mense en jong mense begin ook half met alles. Maar hoe het julle 5 seuns groot gekry? Want en eintlik wil ek vir ma vra, sal maar mense vandag aanmoedig om 'n groot gesin te hê, wat sê, maar is te duur om kinders te hê? Ja, ek gaan nog steeds mense aanmoedig om 'n groot gesin te hê. Want ek het baie vinnig in my lewe besef dat kinders vra nie materiële welvaart nie. Vir 'n kind gaan dit oor daai liefde en eintlik maar daai veilig voel en dat jy altyd daar is vir hulle. So vir julle het
weet om 'n sekere soort tekkie te hê of wat ook al, het nooit vir julle saak gemaak nie. As julle net 'n paar tekkies gehad het wat julle mee kon, dan was julle tevrede. Maar dit was moeilik. Dit veral toe julle Bloemfontein skool toe is, het dit al moeiliker geraak, die finansies. En ek sê altyd, met die hulp van die Here kan 'n mens alles oorkom. En ons kan nie vir die Here daai besluit altyd neem en besluit, maar ons het nie die geld om soveel kinders te hê nie. Ek het altyd gesê, as jy dan nie 5 kinders kan of wil hê nie, moet dan net nie minder as 3 kinders hê nie. Ek voel net dit is ons mense besluit so maklik self daaroor, maar eintlik voel dit vir my is 'n saak tussen jou en die Here om te besluit oor hoeveel kinders jy gaan hê. Ja, mens moet ook gehoorsaam wees. Die opdrag is wees vrugbaar en vermeerder nie. En ek self kom ons nou uit 'n huis uit met 7 kinders. Ek is die oudste van 7. So 'n groot huisgesin was nog altyd vir my waardevol geweest. Jy is net baie nader aan mekaar, jy gee baie meer om, jy deel meer met mekaar. Jy is maar net daar vir mekaar. En ja, toe begin ons trou en daar kom nou 5 skoondogters by. Nou op 'n baie laat stadium het maar dan nou uiteindelik dogters bygekry. Maar dit was nou nie noodwendig ma se keuse nie, dis ons keuse gewees. En hoe dit ma se benadering tot ouerskap verander, want dit bring seker 'n ander dinamika na ouerskap toe om skoondogters by te kry. Dit was vir my moeilik, omdat ek altyd gewoond was, daar is nie 'n dogter nie. So ek is maar alleen in die kombuis, ek doen alles self, so dit was my in 'n sekere sin moeilik om bietjie te sê, goed, maak jy die slaai of doen jy dit of wat, want ek was nie gewoond daaraan nie. En ja, en ek dink die moeilikste deel van dit is maar om te weet, jy gaan nou jou kind of jou kinders dan nou met iemand anders moet deel. Ek het altyd gesê, ek weet, ek kan nooit, ek wil nie my skoondogters se ma se plek vir hulle inneem nie, maar ek sal baie graag dan maar vir hulle 'n vriendin wil wees. Maar ek is geseën met 5 goeie skoondogters, wat vir my goed is, en dit maak dit ook baie makliker. Want ek dink as 'n skoondogter ook maar net altyd 'n bietjie in deernis daaraan dink dat, al sê die Bybel, 'n man gaan sy vrou verlaat en sy vrou Sy pa, vader en moeder verlaat, ja. verlaat en sy vrou aankleef, is dit tog vir die pa en die ma nie maklik nie. En jy weet, jy gaan nie jou kind heeltemal verloor nie, maar daar is nou iemand anders wat dan nou jou plek gaan invat. Maar goed, kom ons gaan 'n bietjie na 'n ligter vraag toe. So, ma en pa is nou geseën, hulle het nou al 14 kleinkinders. So ma is nie nou net meer 'n ma nie, ma is nou 'n ouma. Hoe het dit dinge verander? Is dit lekkerder om 'n ouma as 'n ma te wees? Ja, ek dink dit is lekkerder om 'n ouma as 'n ma te wees. Iemand het eendag gesê, mens moet eintlik eers jou kleinkinders en dan jou eie kinders. Want 'n mens is mos nou maar meer toegeeflik teenoor jou kleinkinders, alhoewel jy ook weet jy as 'n grootouer ook 'n verantwoordelikheid het om waar hulle verkeerd doen, hulle dan ook reg te wys. Maar dit is net so 'n ongelooflike voorreg en so 'n deernis en 'n ander liefde wat jy vir hierdie kindertjies het, want ek dink dit is maar omdat dit jou kinders se kinders is wat dit vir jou so verskriklik spesiaal maak. Wat is ma se hartswens vir ons? My hartswens vir julle is dat julle almal soldate vir God se koninkryk sal wees. Nou mamma, met hierdie hande het mamma ons groot gemaak, ons boude pak gegee, ons boude skoon gemaak, ons klere gewas, vir ons kos gemaak, maar ook vir ons heerlike lekkernye gemaak. En hierdie hande staan vir niks verkeerd nie. En so mamma gaan nou vir ons bietjie
een van ma se resepte deel. Ma se baie bekende fudge resep wat daar byvoorbeeld nou in ons kantoor ook groot opslaa maak, sodat almal kan weet hoe om dit te maak. Goed, ek gaan nou vir julle die fudge resep verduidelik. Hierso het ek nou 5 koppies suiker in en 1 koppie koekmeel. En iets wat nie by die resep is nie, maar ek sal dit daar bysit, is seker omtrent so 'n kwart teelepeltjie sout. Ek gooi maar by alles sout in, want dan smaak alles net vir my lekkerder. En dan het ek nou hier 500 gram botter wat gesmeld is en 'n blikkie kondensmelk en dan dieselfde hoeveelheid die blikkie kookwater wat ek sommer klaar bymekaar gegooi het. Dan moet hierso nou net, ek gooi sommer die stroop ook hierby, is 3 eetlepels stroop. Goed, nou gooi ons dit nou maar net alles bymekaar. Krap nou maar net mooi uit, laat jy sien, al die kondensmelk is uit. En dan sit ons hom op die stoof. Ek begin hom sommer eers by 'n groter plaat. En ek stel dit eers stadiger, want jou suiker moet heeltemal gesmeld wees, voordat jou fudge kan begin kook. As dit nie heel gesmeld is nie, en jy klop dit na die tyd om dit stywer te maak, dan kristalliseer die suiker weer. So, jy moet hom nou maar eers bietjie lekker roer, en dit vat nou so bietjie 'n tydjie, maar jy moet nou maar kans gee. Ek roer hom altyd maar eers met die klopper, want dit voel vir my dit laat smelt die suiker vinniger. Goed, ek gaan nou hier aanproe. En nou moet geen suikerkorreltjie tussen jou tande wees nie. As jy half opbyt nie, dan weet jy hy's reg. En dan stel ek hom nou hier so bietjie hoër, dat hy nou net vinniger kan kook. En dan roer ek hom verder met die houtlepel en nie met die draadklopper nie, want die houtlepel vat lekker plat op die boom, dat jy al die plekkies kan roer. So as hy nou begin kook, dan is dit so omtrent 20 minute wat hy moet kook, maar jy moet maar aan mekaar roer. Maar ek gaan hom dan oorsit op 'n kleiner plaat, waar die hitte nie so erg is nie. Maar 'n mens moet ook net onthou, as die hitte nie goed is nie, as jy dalk iets onder die kastrol sit, om te keer laat hy dalk nou nie brand of wat nie, daai maak dat die hitte nie warm genoeg is nie, en dan gaan jou fudge nie styf word nie. So daai bietjie wat dit lyk of hy aanbrandseltjies maak, dit is nie so erg nie, as hy op die eind van die dag klaar gekook het, en jy klits hom dan nou 'n bietjie, dan gaan daai weg. Goed, hierso begin hy nou lekker te kook, so ek gaan hom nou oorskuif na 'n bietjie 'n kleiner plaat toe, laat die hitte nie so baie erg is nie, en dan moet hy nou maar lekker staan en kook hierso vir omtrent 20 minute, tot hy lekker dik begin word, en dan haal ons dit af. Maar hy moet nou ongelukkig maar, moet dit aan mekaar geroer word. Goed, ek het die fudge nou so omtrent vir 10 minute op 'n laer hitte gekook, en toe nou bietjie hoër gedraai. Jy kan sien hy's nou al heeltemal dat hy dikker is. En dan as jy baie onseker is oor of hy reg is, skep ek sommer altyd so bietjie in 'n bordjie of iets uit. En dan klits hom so 'n bietjie met die draadkloppertjie. En dan sal jy vinnig sien of hy styf raak. Kyk, daar is hy heeltemal, word hy styf. So dan kan jy weet, is dan nou is reg. So ek gaan hom nou afhaal hierso. Ek sit die kastrol op 'n nat lap neer, want jy wil die temperatuur so vinnig as moontlik laer hê, sodat hy maklik kan stywer klop. Nou haal ek nou maar net die houtlepel uit, en ek gooi 2 teelepels vanille aan.
Ek meet hom altyd met 'n prop. En is nou hier wat dit nou belangrik is dat jy gewag het tot jou suiker heeltemal opgelos het voordat dit begin kook het. Want as jy hom nou hier begin klop en hy is nie, die suiker was nie heel opgelos nie, dan kristalliseer die suiker weer. En dit is regtig nie lekker vats nie. Bietjie dikker geword het, dan gooi jy dit uit in 'n pannetjie wat nou met sprei en koek gespuit is. En dan sit nou maar net verwag dat hy heel styf is om hom dan nou te sny. Die laaste bietjie wat in die kastrol oorbly is gewoonlik lekker vir die wat vinnig 'n stukkie wil eet om te proe. Wat vinnig kan koud word. Goed, hierdie is dan nou die eindproduk. Is nou heeltemal styf en gesny. En dan kan ek net noem, 'n mens kan vats vries. As jy dit in 'n roomysbak of 'n ander tapperware bakpak en jy pak tussen elke laag waspapier, dan vries dit baie goed. Nou ja, toe. Ek hoop julle kom reg met julle vats.